Ek wil vanmôre met jou deel die tema of opskrif wat jy vanmôre kan noem, ek sê Jesus bring kalmte. Jesus bring kalmte. Jesus bring vrede. Dit is 'n baie bekende gedeelte, ek het net hierdie een gedeelte vir die woord gesit en dan gaan ek verder bedien van daar af, maar gedeelte in Markus 4, baie bekende gedeelte. In hierdie gedeelte het Jesus nou net vir hulle 'n paar gelykenisse, ons lees van 'n paar gelykenisse en ons lees dat Jesus vir hulle vertel dat die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad. En dan gaan hulle aan in vers 35 van Markus die 4de hoofstuk staan die volgende geskrywe. Die opskrif daar is Jesus maak die storm stil. Kom ons sit net so maak ons oë toe. Here, baie dankie dat ons vanmôre moet hier kan kom en vra, Here, hierdie letter wat geskrywe is in hierdie boek. My gebed is, Here, dat U deur die Gees hierdie letter lewendig maak in ons binneste. Dankie, Here. Dankie vir genade. Word U verheerlik en kom bereik U goddelike doel vanmôre in Jesus naam. Amen. Nou sê ons weet ons vind Markus daar in die Nuwe Testament, Matteus, Markus, die evangelies. Dis die gedeeltes waar ons van lees wat Jesus kom doen het. Ons lees van Jesus se lewe, dis die vertellings van Jesus se lewe. Wat het Jesus gedoen toe hy op aarde was? Lees vir daar, hy sê toe dit aand geword het op daardie dag van vers 35 lees ek. En toe dit aand geword het op daardie dag het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was saamgeneem in die skei. En daar was ook ander skytjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Nou kyk na die gedeelte en ek besef hoe dit moet wees. En ek dink daar's baie gedeeltes van dit wat ons wonder maar, met wat 'n vrede het Jesus dan nie geslaap nie. Om in hierdie skytjie te gewees het, hy was die hele tyd saam met hulle gewees. Ek wil vanmôre vir jou, ek wil ons dit 'n bietjie vergelyk met ons eie lewens ook. Want eers sê hulle dat hierso, hy sê maar hulle het die skare agtergelos. Hulle het die skare gelos waar hulle was. Jesus, dit was Jesus se plan wat gesê het ons gaan nie oorgaan. Hier gaan ons oorgaan. En hulle draai hulle rug op die skare en daar gaan hulle. En in die nag kom die stormwind op. En hulle raak bang. Jy sien nou ons lees dit vandag want ons weet wie Jesus was. Maar baie kere dink ek, kan ons dit nie verstaan nie, want ons dink maar, hoe kan hulle dan nou nie? Hulle het dan vir Jesus by hulle gehad. Hoe kon hulle nie vrede gevind het in hom nie? Nou wil ek vanmôre vir jou sê, is dit nie so dat ek en jy as kind van die Here, terwyl ons weet, die woord van die Here sê vir ons, dat as jy wedergebore is, en God het sy woonplek hier binne in jou gemaak, dat hy sê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, maar tog raak ons bang. Tog kom die storms van die lewe. En ek wil vanmôre vir jou sê, as ek dink aan die storms van die lewe, dan kan ek aan 'n klomp goeders dink. Maar ek wil vanmôre vir jou een ding sê, dit is dat een van daai storms wat ek en jy beleef is wat is hierdie storm van heiligmaking.
is die storm van heiligmaking. Is daar die storm van, Jesus het gesê, maar ons gaan oortrek hier, ons gaan hier oorgaan. Daar's 'n punt in jou lewe wat jy jou rug moet draai op die sonde. Daar's 'n punt in jou lewe wat jy moet sê, maar nou is ek klaar met die dinge van gister. Nou is ek klaar met die skares. Jy sien, maar vir ons as mense is dit soms baie moeilik om klaar te maak met die skares. Want ons het nou eendag gesê, elke mens het daai behoefte en daai begeerte om te voel dat jy iets beteken, dat jy waarde het. En baie keer is dit juist tussen daai mense wat eintlik nie jou ware vriende is nie. Eintlik daardie mense wat nie Jesus volg nie, wat vir jou laat voel, maar luister maar, jy pas in nie by ons, kom saam met ons. Beweeg saam met ons. Maar jy sien die wêreld het lief geraak vir die sê ding, en sê, maar moet my nie judge nie. Moenie my oordeel. Maar die kind van God sê, vermaan my asseblief, as ek verkeerd is. Hoekom? Want wat is die wil van God? Net soos dat Jesus se wil was, en sê, luister, hier gaan ons oor vandag. Dit het nou aand geword, maar ons gaan nie oor. Net so vind ons in die woord van die Here, hier in Tessalonisense 4, vers 3 is dit, sê hy vir ons die volgende, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dit is God se wil. God se wil is dat ek en jy op 'n pad begin stap wat sê, ons kan nie meer soos die wêreld nie. Ons moet ergens maak met die dinge wat in ons lewe is wat nie soos God se karakter lyk nie. Ergens in ons lewens moet ons die dinge wat nie in lyn is met God se woord nie, moet ons aanspreek. En ek dank die Here dat die Here sê dat die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy eintlik uitvoer. Maar nou wil ek vir jou sê, beteken dit dan ek en jy kan nie terugsin? Nee, verseker nie. Ek wil vanmôre weer sê dat daar baie keer hierdie storie is, hierdie mite is, ek weet nie wat om dit eintlik te noem nie, maar die nonsens is om te sê dat luister iemand, maar Jesus het aan die kruis gesterf, so weet jy wat? Dis genoeg vir my. Ek is op pad hemel toe. Want Jesus het ons 'n prys betaal. Hy het 'n prys betaal, ja, dis waar. Maar ek en jy moet daai offer ons eie maak. Ek en jy moet sê, ek gaan in die koninkryk van God leef. Daarom sê in Galasiërs 5:1, dan sê hy ook vir ons dat dit wat hy vir ons vrygemaak het, van hy praat eintlik daar van die wet. Hy sê, staan dan vas. Dis Galasiërs 5:1, sê hy, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Luister mooi, laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Hy praat daar spesifiek van die wet. Want dit is net die bloed van Jesus wat ons vergewe kan word. Dit is net die bloed van Jesus wat ons kan vrymaak. Maar nou is daar 'n pad, as jy Jesus aangeneem, nou is daar 'n pad van heiligmaking, want jou denke is heel waarskynlik nog dieselfde gewees, net na wedergeboorte. Jou gees, daar's 'n nuwe gees wat in jou regeer, maar jou denke moet nie raak. Ons moet dit inoefen, ons moet dit deurwerk, want as ons denke nie raak, dan raak ons woorde nie, dan raak ons aksies nie, dan raak ons gewoontes nie. Want jy is 'n nuwe skepsel in Christus. 2 Korintiërs 5:17. Jy's 'n nuwe skepsel in Christus. Die ou dinge het verbygegaan. So die kind van God, as ergens moet iets van gehoorsaamheid inkom. Anders is die mens besig om homself te flous.
Anders is die mens besig om homself te lieg en te sê, maar ek is kind van die Here. Jou geloof en jou werk moet ooreenstem. Baie keer sit ons in hierdie lewenssee, en is hierdie storm, want is hierdie, aan die een kant is die vlees wat trek, aan die ander kant is die gees wat trek, en die woord sê vir ons duidelik, hierdie twee staan direk teenoor mekaar. Jy kan dan eers skryf of jy op 'n pen het om byskryf het of merk. Dis in Galasiërs ook die 5de hoofstuk vers 17. Hy sê van die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dis die hele tyd hierdie storm wat slaan. Dis hierdie storm van, maar gaan ek dit maak? Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is geen manier wat jy dit op jou eie sal maak nie. Daar is geen manier wat ek dit op my eie kan maak nie. Want in die dae wat ons leef, is daar baie versoekings om jou weer terug te trek na die vlees toe. Om jou weer terug te trek na dit wat gemaklik is. Om jou terug te trek na dit wat vir jou bekend is. Dat sal altyd 'n stryd wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek dank die Here dat hy saam met ons in die storm is. Want net soos wat hy in die storm 'n stilte gebring het, net so bring hy vir jou en vir my stilte in die storm wat ek en jy vandag beleef. Jy sit vandag met uitdagings, jy sit met stryd in jou eie lewe daar. Daar's battles wat jy besig is om te probeer beklei. Maar jy sien wat gebeur. Hulle maak vir Jesus wakker. Ek wil vanmôre vir jou sê, soms moet ek en jy net weer by daai punt kom wat ons besef, maar ek wil Jesus betrokke maak in my lewe. Ek hoef nie alleen hierdie storm te probeer veg nie. Ek hoef nie alleen deur hierdie te gaan nie. Jesus is naby my. Hulle maak hom wakker en sê, meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Maar hulle vergeet hy is op die boom. Meester, gee nie omdat ek vergaan. En vanmôre wil ek hê dat daar waar jy jou eie lewe deur die storm gaan, dit vir jou voel, maar die water, jou lewenskykie is ook al bietjie vol. Dit voel vir jou as ek gaan verdrink. Net in daai punte kom en sê, Jesus, ek wil net dit vanmôre vir jou vra my te help. Hoor nou eendag 'n storie blykbaar van 'n professor wat vertel het, is 'n studie wat hulle gedoen het of iets, en hulle vat hierdie muis. Hulle sit in die muis in 'n emmer water. En hierdie muis spartel vir iets soos 2 minute en 44 sekondes en hy laat sak sy kop. En hy laat hom uit. En die professor sê vir hom, ek gaan nou vir jou iets wys. Ek gaan hierdie muis weer terugsit in die water. En kyk ons iets, wat gebeur. En hy vra hulle, wat dink julle wat het gebeur? En wat gaan gebeur? Jy weet nie. Nie wys. Sit die muis terug. En na enkele sekondes dan sak die muis net sy kop. Oh my God. En hierdie professor maak 'n stelling, hy sê die muis het aangeleer hoe vinniger hy sy kop laat sak en in die water gaan dit so my doen. Jy sien, is vir jou en vir my om te sê, ek gaan ophou spartel. Jy wil spartel, maar jy wil nie Jesus betrokke maak. Here, maar ek weet, hierdie ding is myne. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, waar is ons vertroue in God? Want ons spartel. En elkeen van ons wat vandag hier is in een of ander mate in dieselfde bootjie. Elkeen het sy eie stryd. Elkeen het sy eie ding in die lewe. Want luister, die vyand gaan nooit vir jou los nie. Die vyand weet wat is jou weaknesses. He knows it all too well. Hy weet, en hy gaan jou net so bietjie probeer pouk. Hy gaan jou net so bietjie sê, nou, wat gaan jy nou maak?
Die vyand weet waar ek en jy swak is. En daarom moet ons weet dat ons Jesus in ons lewensbootjie moet intrek en sê, dit net omdraai, sê Here, ek weet dat jy omgee vir my. En ek weet dat jy prys aan die kruis betaal het sodat ek nie sal sterwe nie. Here, die woord sê ook vir my, dat dit waarmee jy vir my vry gemaak en ek moet vry bly. En daarom kies ek die regte pad te stap. Daarom kies ek wat ek bedink. Daarom kies ek waarna ek luister, wat ek kyk, wat ek doen. Ek het 'n keuse. En jy het 'n keuse. Jy sien wat doen Jesus, toe hom wakker maak, toe staan hy op. Dit is vir my dit so net so 'n impak by my gemaak om te sê dat hier's chaos. En Jesus kom op 'n punt, wil hom wakker maak, en hy staan op, en hy bestraf die wind. Hy staan, spreek van autoriteit, van gesag. Ek wil vanmôre vir jou sê, in Christus Jesus het jy gesag ontvang, het ek gesag ontvang. Hou op om hierdie victim mentality te hê. Ons moet ophou, want die vyand gebruik daai ding, maar ons dink, ag, shame, voel tog weer, dit gaan maar, jong, dit gaan maar woes, en ons sê, weet jy, ek gaan nou sê, hulle gaan my meer aanhaal, ons almal doen dit. Maar ek wil vir jou sê, ons moet dit nie doen nie. Ons sê so maklik, nee, is chaos, nee, dit gaan rof, nee, dit gaan... Wat sê ek vir myself? Dis woes. Wat sê ek vir myself? Nee, ek gaan nie maak. Moet ek dan lieg oor hoe dit my gaan? Nee. Maar ek dink net ons moet ons gebede begin verander. Ons uitroep na Jesus begin verander. Ons moet die woord meer aanhaal. Ons moet die woord meer aanhaal. Ons moet elke dag ons herinner daaraan om te sê, maar dis die wil van God. Dis my heilige maak. Dis die eerste wil van die Here wat ons daar sien, wat my voel. Dis wat God van jou en van my verwag. Baie maklik sê jy sê, ek wil weet wat ek wil. Ek wil weet wat moet ek doen. Maar as ek en jy heiligmaking nie nastreef nie, dan is daar 'n klomp Engels woord wat praat van, as ek dink aan klank, daar's baie distortion. Daar's geraas. Wat maak dat ons die God se woord hoor nie. En daarom moet jy 'n begeerte in jou hart hê, maar nie net 'n begeerte, jy moet aksie neem. En wanneer jy aksie begin neem, gaan jy agterkom die passie begin opstaan in jou lewe. Passie volg aksie. Aksie volg nie passie. As jy aksie begin doen, dan kom jy agter, dit is my lekker. Dis hierdie ding wat my lewendig voel. Jy kan by die begeerte vir jou hele lewe lang sit in jou hart, sê, ek wil hierdie doen, ek wil hierdie doen, ek wil die Here dien. Maar as jy nie ergens op 'n plek kom en sê, okay, maar waar gaan ek dit dan doen? Gaan jy nergens kom. En daarom is dit vir my so belangrik, as ek dit wil sê, maar daai beginsel van practice what you preach. Dis ook vir my so belangrik is, dat ons so gauw as moontlik moet begin. Met die selfdoel. Maar jy kan veilig voel, sê, maar kom ons leer saam. Kom ons leer saam. Maar jy sien, ons moet onder mekaar leer, ons moet mekaar leer. Dis nie 'n eenrigting ding nie. Ons leer van mekaar, want jy ontvang 'n woord van die Here, jy ontvang iets hier uit, jy sien hierdie woord anders en jy deel wat jy, en so leer ons van mekaar. En in die proses is daar aksie, en in daai aksie kom die passie. En jy kom agter, maar ek wil nergens anders te wees nie. Hoe kon ek dit altyd gemis het? Hoe kon ek nog altyd net 'n verskoning gehad het, waarom ek dit kan doen? Net soos Jesus opgestaan het met jy in jou eie lewe, en ek in my eie lewe opstaan in gesag, en autoriteit dat ons in Christus ontvang.
Die woord sê dat jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Ja, maar ons is maar 'n ongeduldige familie. Nee, jy is nie, jy's in Christus. Het jy geduld gekry? Nee, ons is maar so, ons lyk maar so nors. Nee. Die woord sê dat ons moet vriendelik wees. Die woord sê dat ons liefdevol moet wees. Die woord sê dat as ons van Christus is, sal ons getrou wees. Sal ons goedheid oefen. Sal ons selfbeheersing hê. Ek is maar 'n bietjie vinnig met my tong, nee, ek kan nie so sê nie. Jesus het jou nie gemaak. Kies elke dag om te sê, Here, ek wil vir U lewe. Paulus skryf daar, in die gedeelte in 2 Korintiërs 4, 2 Korintiërs 4:17. Dan sê hy ook, praat van die ligte verdrukking. Môre sê, ons gaan deur 'n ligte verdrukking. Die storm is eintlik 'n ligte verdrukking. Want Christus is saam met ons. Hy sê in 2 Korintiërs 4:17, wat ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik, die onsigbare is ewig. Of jy vanmôre sê, hou vas, byt vas, want weet jy wat, dit gaan verbygaan en dit gaan gouer verby as wat jy dink. Wanneer jy in daai storm is, dan voel dit ons, maar dit gaan nooit ophou nie. Maar as jy vandag terugkyk, dan besef jy, hoe vinnig het dit eintlik verbygegaan. Hoe vinnig vlieg ons lewens eintlik verby. As ons vandag dat ek ook vra, vinnig het jou lewens verbygegaan. Dis net so. Dis net so. Kies vandag om die regte keuse te maak. Kies vandag om ja te sê vir Jesus. Ek wil jou eintlik bemoedig, op jou voorberei. Dis 'n skrif in 2 Timoteus 3:12 wat sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus, sal vervolg word. As die wêreld met jou en my nie 'n issue het nie, as hulle nie 'n probleem het met ons nie, dan lyk ons maar verskriklik baie soos die wêreld. Daar gaan 'n tyd kom wat ek en jy werklik waar sê ons draai ons rug. Jy draai jou rug op die wêreld. En elke dag moet jy daai keuse maak. Ek draai my rug op die wêreld. Ek gaan nie weer terug na die ou dinge toe nie. Hoe sê hy skrif, soos 'n hond wat terugkeer na sy eie braaksel, soos die mens wat terugkeer na sy ou weer. Dis jag. Dit is wat die woord sê. Dit is so sleg uiteindelik is vir 'n mens om weer terug te gaan na daar waar jy uitgekom het, terwyl Jesus jou daar uitgehaal het. Nou begin jy glo wat die vyand vir jou sê, nee, jy sal nooit regtig vry wees nie. Die woord sê jou vrygemaak het, is jy waarlik. Dan is jy waarlik vry. Luister wat sê hy in 2 Timoteus 2:12. As ons verdra, sal ons met hom regeer. Jy verdra nou. En eendag sal dit Christus regeer. Ek wil vanmôre sê jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus. Ek wil vanmôre sê, as ek hierdie moet saamvat, kan ek vir jou sê, dis Jesus se plan, dat jy van die een kant na die ander kant kom.
Dis Jesus se plan dat jy heiligmaking nastreef. Jesus is vandag in jou storm. Roep hom aan. Want wat gebeur as hy dan dit stil maak? Dan kom vrede, dan kom rustigheid, dan kom kalmte. Ek wil graag weer 'n lied speel. Want jy moet eintlik jou oë toemaak. Maak jou oë toe, probeer die woorde mooi luister. Ek het hierdie lied hierdie week gehoor en dit het net met my gepraat. Kom ons sit verhoorlik, kom ons sit maar so 'n bietjie geduldig en luister dit asseblief. When the thunder roars around me, and the dark clouds hide the day, when the winds of fear surround me, and my courage fades away, still my soul will sing waiting. Still my heart will cling to you. For the waves may rise like mountains, but your promise stands so true. This storm will not win, it will not prevail. Your voice is my anchor when all else fails. You speak to the winds, and they must be still. This storm will not win, it bows to your will. Through fire and rain, I stand within. By faith I declare, this storm will not win. When the night seems never ending, and my prayers feel weak and small, when my tears fall like the heavy rain, and I cannot see it all, you are near, my strong defender. You are peace I cannot see. In the valley of the shadow, your light is guiding me. This storm will not win, it will not prevail. Your voice is my anchor when all else fails. You speak to the winds, and they must be still. This storm will not win, it bows to your will. Through fire and rain, I stand within. By faith I declare, this storm will not win. Let the oceans lift their voices. Let the thunder try to shake. I am held by hands eternal.
Jesus. Here, baie dankie, Vader, vir die genade. Here, dankie dat ons vandag weet, Here, daar gaan 'n dag wees, 'n tyd en 'n uur, Here, wat ons in absoluut in die teenwoordigheid sal instap, Here. Here, dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, die storm gaan nie vir ewig aan nie. Maar Here, terwyl ons op aarde is, gaan die storm al wees, maar Here, dankie dat ek vanmôre kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Here, dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat U ons nie alleen los nie, Here. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan bid en vir dankie kan sê vir genade, Here Jesus. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan uitroep en sê, Abba, Vader. Dankie dat U met ons saamgaan, Here. Dankie dat ek vanmôre vir elke siel hier kan bid, Here. U ken die behoefte, U ken die storm vandag in elkeen se lewe. En my gebed is in hierdie oomblik dat daar stilte sal kom in daai storm, sodat hulle absoluut opnuut net U teenwoordigheid nou kan ervaar, Here. U vrede wat U bring, Here Jesus. Here, binne U teenwoordigheid is daar vrede. Binne U teenwoordigheid raak ons dapper, Here. Binne U teenwoordigheid sien ons kans en kry ons boldness om die lewe daar buite te face. Here, dankie dat U woord sê groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. En dat ons in absolute oorwinning kan leef, Here. Dankie, Here, dat ons hoopvol in die lewe kan ingaan. Dankie dat ons weet, Here, die prys is reeds betaal, die oorwinning is behaal aan die kruis op Golgotha. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan uitroep en sê, Abba, Vader. Sê, Here, dankie dat U saam met ons in die storm is. En al slaan die water teen die boot, al waai die wind, nogtans sal ek juig en sal ek jubel. Want God my redder. Loof en prys U, Here. Word U verheerlik vandag, Here. In Jesus naam. Amen. Amen.